Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 18 van ons reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En ons is hoofsaaklik besig om te kyk na Markus 11 vers 22 en 23. Hoe dat Jesus vir sy disipels gesê het en vir hulle geleer het, hoe het hy gedoen wat hy gedoen het. Veral toe hy by die dooie vyeboom gekom het, of die vyeboom wat hy vervloek het die vorige dag en wat nou dood is, en hulle uit verbasing het sê, Rabbi, kyk, die boom wat jy vervloek het is dood, en hy begin vir hulle verduidelik hoe hy dit gedoen, maar nie net daai boom nie, hy verduidelik ook vir hulle hoe hy al die ander goed wat hy gedoen het gedoen. En hier is vir ons soveel waarhede hierin, en ons kan nie nou teruggaan en oor alles weer gaan nie. Ek wil jou aanmoedig om ons vorige episodes te gaan kyk, en hierdie reeks, as jy nie die hele reeks gevolg het nie, om terug te gaan en op te vang op daai episodes, maar hier is soveel in hierdie teks vir ons. Jy weet, Jesus begin hier so om te sê, want voorwaar ek sê vir julle, dis amper asof hy wil sê, ek beloof julle, hierdie is die versekering, ek gee julle hierdie versekering, as julle na hierdie luister, sal hierdie die gevolg wees. En wat sê hy vir ons, wat kan ons doen? Hy sê, ek sê vir julle, jy weet, ons moet nie vergeet wie praat hier nie. Dis Jesus. Dieselfde Jesus wat in Johannes gesê het, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Daai Jesus wat sê, ek is die presiese replikasie van die Vader. As jy na my kyk, kan jy, en jy sien wat ek doen, en jy sien wat ek hoor, wat ek sê, kan jy maar weet, dis die Vader doen dieselfde, en hy sê dieselfde. En hierdie Jesus sê vir ons, hy gee vir ons hierdie belofte, ek sê vir julle, dat elkeen, ons het hier oral gepraat, dis nie vir 'n uitgesoekte paar heilige mense nie, daar bestaan nie so iets as hoogheilige mense nie. As jy wedergebore is jou gees perfek gemaak saam met God se gees. Jou gees gaan nie beter word as wat hy vandag is nie. Jou gees gaan nie beter word as wat hy was by wedergeboorte nie. Jy is so perfek soos wat jy ooit sal wees. En God, Jesus, praat hier met elkeen van ons, wat in hierdie woorde sal glo. Hy sê, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê. En dis waarby ek wil uitkom vir vandag, en miskien die volgende paar episodes, is die krag van ons woorde. Jesus kom leer ons in hierdie teks, hoe realiseer ek die geloof in my hart in hierdie wêreld. Jy weet, geliefde, wat ons nie moet vergeet nie, is ons is in 'n nuwe koninkryk. En in hierdie koninkryk, waarin ek en jy ons bevind, dis nie waar ons eendag gaan wees in die hemel nie, ons is nou daar. Kolossense 1 vers 13 sê, hy het ons oorgebring vanuit die mag van die duisternis na die koninkryk van sy seun. Ek en jy is nou in God se koninkryk. En in hierdie koninkryk, jy sal met my saamstem, is God die koning, maar hy is ook my pa. En hierdie koning wat my pa is, waarvan ek die seun is 'n gees. So hierdie koninkryk is 'n geestelike koninkryk, maar hy het ook mag in hierdie fisiese wêreld, en my gees is seun van hierdie pa, van hierdie God. So as ek sy seun is, dan is ek mos net soos hy. En hoor my asseblief, moenie my verkeerd verstaan nie, moenie my verkeerd aanhaal nie, ek sê nie ek en jy is God nie, maar hy is my pa, en as ek sy seun is, want onthou wat sê 1 Petrus 1 vers 23, miskien moet ek net gou so toe gaan, dat ons dit dalk net hoor. Hy sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Jy is wedergebore, deur die onverganklike saad van God se woord. Jou gees is gewederbaar deur sy saad, deur sy woord. Net soos wat Jesus gewederbaar is. Jesus is ook gewederbaar deur
Maria wat 'n woord van die engel gehoor het, dit geglo het, en daai woord het haar bevrug deur die krag van die Heilige Gees. En daarom is ek en jy gewederbaar net. Jesus is nie gewederbaar nie, maar hy het mens geword op dieselfde manier hoe ek en jy gewederbaar is, deur 'n woord, deur die onverganklike saad van God se woord. En daarom het ek en jy vrymoedigheid. Hoekom ek al hierdie goed sê is, ek en jy moet vandag onthou, wat is ons identiteit? Ons identiteit is seun en dogter van die Allerhoogste, van die Almagtige. Jy is net soos jou pa. Jy dra die krag en die mag van jou pa. Jy is nie die kragtige nie, jy is nie die magtige nie. Jy is sy seun en jy sy dogter, en deur jou kan sy krag in hierdie wêreld realiseer. Maar kyk wat sê Jesus vir ons, hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit, dat dit wat in my gees is, in hierdie fisiese wêreld realiseer? Want jy moet onthou, geliefde, dis wat die groot verskil maak tussen my en jou en die diereryk. Daar's twee groot merkwaardige verskille tussen my en jou en die diere. En die nommer 1 ding is, hulle het nie 'n gees nie. Ek en jy het 'n gees. Ons is gees. My ware identiteit en jou ware identiteit is jou gees. En ek en jy is 'n gees met 'n siel, met denke, met 'n vlees. 'n Dier het nie 'n gees nie. En daarom kan ek en jy praat. Want ek en jy realiseer dit wat in ons gees is, in hierdie fisiese wêreld, deur ons woorde. En dit kan 'n dier nooit doen nie. En ja, maar wat van 'n papegaai? 'n Papegaai kan nie praat nie. Hy kan net naaap. Hy naaap net dit wat hy gehoor het, en hy kan dit net naboots met tye en vir kort rukkies en net kort sinnetjies. Hy kan nooit met jou 'n sinvolle gesprek voer nie, want hy het nie 'n gees nie. Ek en jy is die enigste skepsel met 'n gees, want ons is na die beeld en gelykenis van God geskape, en hy is 'n gees. En dan kom leer hy ons hierso, hoe realiseer ek dit wat in my gees is, daai identiteit van seun van God, en die krag en die mag wat in my is, hoe realiseer ek dit in hierdie fisiese wêreld? Ek spreek dit. Hy sê, want ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jy op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie. Waar's twyfel en geloof? Is in die hart. En nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Ons het in ons vorige 2 episodes bietjie gepraat oor geloof, hierdie vaste vertroue in dit wat ek hoop, hierdie bewys van die dinge wat ek nie sien nie. My woorde is deel van daai bewys van dit wat ek nog nie sien nie, maar wat ek gaan sien, want ek sien dit in sy woord. En as ek dit in sy woord sien, dan kan dit in hierdie fisiese wêreld kan dit realiseer. En hoe laat ek dit wat in die woord gesien word, en in my gees en in my hart 'n waarheid is, en ek glo dit met my hele hart, hoe realiseer ek dit in hierdie wêreld? Ek spreek dit. Dit is hoe ons, dit wat in ons gees is, 'n fisiese realiteit wat word in hierdie wêreld. Ek gaan vir vandag net eers hierby ophou. Ek wou nog vir ons gegaan het na Lukas 17 toe, maar ons gaan in ons volgende episode gaan ons daarby stil staan, waar Jesus ons leer dat ons het net geloof soos 'n mosterdsaad nodig. Maar ons moet daai saad spreek. Vandag wil ek net hê jy moet sien dat dit wat in ons gees is, realiseer ons deur ons woorde, deur dit te spreek. Waar die hart van vol is, onthou wat Jesus ons geleer het. Waar die hart van vol is, daai geloof, of die twyfel, die ongeloof, wat ook al in ons hart is, sal uitkom uit ons mond uit.
En ek wil ons motiveer, ek wil ons inspireer, ek wil ons help om in eensstemming te kom met dit wat ons Pa oor ons sien, dit wat ons Pa oor ons droom, dit wat hy vir ons sien, dit wat hy graag wil hê moet realiseer in my en jou lewe. Dat ons in eensstemming met hom, in vennootskap met hom, sal begin spreek wat sy hart is. En so realiseer ons dit wat in sy hart is, dit wat hy in ons harte en ons gees kom plaas het, deur ons woorde. Here, help ons om die krag van ons woorde te besef. Help ons, Here, dat die realiteit van die krag en die autoriteit en die skepingsvermoë wat ons het in ons woorde, dat ons dit sal besef. En dat ons in u woord sal begin soek. Wat is u realiteit? Wat is u droom? Wat is u hart vir ons? En dat dit 'n realiteit in ons harte sal word, in ons gees, dat ons dit sal glo, en dat ons dit sal begin spreek, in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oë op hom, kyk in sy gesig, dat jy sy liefde vir jou kan ervaar, dat jy sy hart vir jou kan sien in sy gesig, en hou jou neus in sy woord, dat jy kan weet, wat is sy wil vir jou. Shalom. Geliefde disipel van Jesus, as jy dalk finansiëel wil hande vat met ons bediening, en ons wil help om nog meer disipels te maak, die besonderhede is nou op die skerm. Weet net dat ek en Ina waardeer jou, en ons bid vir jou vir 'n 100voudige oes op jou saad. Shalom.